Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Hierdie Dinsdag, die 18de Augustus, het ons 'n koffiekuier waar ons gaan gesels oor die doop. So ons nooi spesifiek alle ouers wat in die nabye toekoms hulle kinders gaan doop of enige gemeentelid, oupas en oumas wat meer wil dink, gesels, leer oor die doop. Andre Kilian gaan die gesprek vir ons fasiliteer en almal is welkom. Dan donderdag die 20ste Augustus het ons 'n Echo Huis ete by NG Drakensberg. So as jy wil weet wat by die Echo Huise aangaan, kontak vir Wieke Skreer of kontak die kerkkantoor en jy sal die nodige inligting kry om die ete by te woon. Dan die 5de September is dit Klapmuts se voedselfees en almal is welkom en almal is uitgenooi. Kom maak 'n draai daar, kom eet 'n pannekoek, kom vier saam fees by Klapmuts. Bydraes is welkom, borge is welkom, kontak die kerkkantoor as jy 'n bydrae kan maak. Die 6de tot die 13de September is internasionale gebedsweek en ons gebedsketting gaan van die maandag tot die Sondag aangaan. Die lys is reeds beskikbaar op die kerk se webtuiste op die tuisblad en jy kan jou naam gaan opskryf by soveel gapings as wat jy wil. Kom en gebruik hierdie week ook om nader aan die Here te kom deur middel van gebed. Die 16de September is ons fynproegeleentheid by die KWV kelder en dit is alles ten bate van ons uitreike na buite, na ver. En daar is tans 'n waglys want die kaartjies is uitverkoop. Ons wil dankie sê vir almal wat so spoedig gereageer het en kaartjies gekoop het. Dit gaan 'n wonderlike aand saam wees. Geniet vandag se erediens. Goeiemôre en baie welkom by ons oggenddiens. En ek vertrou dat die Here weet wat elkeen van ons se behoefte is en dat hy vir ons daarin sal kom voorsien. Ons moet net afhanklik wees en wag op dit wat die Here vir ons vanmôre wil kom sê. Dawid sê op 'n stadium vir die Here, hy sê, mag dit wat ek sê en wat ek dink vir U aanneemlik wees. En kom ons bid en vra dat die Here dit wat vandag in ons gedagtes is, ook vir hom aanneemlik sal wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre saam kan wees rondom U woord, saam met ander gelowiges kan aanbid en kan weet dat U vanmôre met ons elkeen 'n afspraak het. Dankie dat ons saam met Dawid kan sê, Here, ons gedagtes wil ons vandag so inrig en so ontvanklik maak dat U vanmôre ook deur ons gedagtes met ons kan werk en vir ons kan help dat dit deel sal word van ons lewe, van die maniere ons geloof ook wil uitleef. Ons te behoefte aan U, Here, ons kan nie self en ons wil nie self die lewe leef nie. Wil U vanmôre vir ons kom seën. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons kyk die kwartaal na 'n paar geleenthede waar die Here verskillende mense ontmoet en dan iets by hulle nalaat en die Here kom doen dit ook vir ons wat dit lees. En ons wil graag vanmôre lees en help om vir mekaar te laat verstaan van wat geloof vir ons kom beteken en wat dit vir ons kom vra, hoe ons geloof kan begin uitleef en dit kan groei in ons lewe. Ons het byvoorbeeld gelees van Jesus wat van Nikodemus ontmoet. En Jesus sê vir hom, geloof kom van God af. God laat dit gebore word in jou, jy word wedergebore. En dit is hoekom God sy seun gestuur het, sê Jesus van Nikodemus, Johannes 3 vers 16, omdat hy lief is vir die wêreld. En toe het ons gekyk na die ontmoeting van Jesus met die Samaritaanse vrou by die put. Die vrou wat gedink het haar sonde is te groot vir Jesus en sy is te min werd om met hierdie Joodse man te praat en op die ouende kom sê Jesus vir haar, vir jou wil ek lewende water kom gee, die lewe. En dan verlede week het ons gekyk na Jesus se ontmoeting met die klomp mense wat daar op die berg sit en as 'n seentjie met 'n paar broodjies en visse. En wil Jesus vir hulle en vir ons kom leer, God is een wat voorsien op baie meer en baie ander maniere wat ek en jy baie keer dink. En vandag lees ons van Jesus se ontmoeting met sy twee vriendinne Maria en Martha. Natuurlik hulle broer wat Jesus se groot vriend Lazarus was. En dat Jesus vir hulle iets wil kom vertel van sy verhouding met hulle en dan natuurlik met ons wat dit lees, met ons as mense ook. Eintlik wil Jesus iets oor God kom sê en hoe hy as God by ons betrokke wil wees en eintlik hoe sy vriendskap met my en jou moet lyk. En wanneer mense die gedeelte lees, en waarskynlik ken jy die gedeelte baie goed, dink ons onmiddellik oor die verskille tussen die twee sissies, Martha en Maria. En dit lyk vir ons die kontras gaan tussen
is gebed die belangrikste of is huiswerk die belangrikste? Of moet ons luister na Jesus of moet ons hom dien? Moet ons iets doen vir hom? En ons sê baie maklik, sommige mense is Marias en sommige mense is Martas. En die kerk het albei nodig. En ons dink baie keer in die uitdrukking wat ons gebruik, iemand is 'n dienende Martha, so asof Maria nie iemand was wat die Here gedien het nie, en so bietjie lui was. Maar eintlik gebeur hier iets baie meer, as om net te probeer bepaal wat die Here van my verwag. Hy vra nie net vir ons, jy moet my dien, of jy moet vir my aanbid nie. Hierdie gedeelte vertel vir ons baie meer. Dit vertel vir ons van Jesus wat 2 sissies se lewe kom ontwrig deur sy gesprek en sy vrae wat hy vra aan hulle. Of in ander woorde, vra hierdie gedeelte vir ons, wat wil dit vir ons kom sê oor die koninkryk van God? En is ons opvattings oor die koninkryk van God dalk misplaas en wil Jesus dit kom omkeer deur hierdie gesprek? En dat hierdie gedeelte vir ons eintlik wil kom vra. Dink baie mooi oor wat Jesus van jou en van my kom vra. Wanneer hy ons ontmoet en wanneer hy by ons as ware in die huis wil kom kuier. Hallo, ek's Maria. En ek's Martha. En ons het 'n ongelooflike ervaring gehad. Jesus het gekom met al sy disippels na ons huis toe. En dit was net die volste wat ek ons huis al ooit ervaar het. Daai magdom mense, ek het op 'n stadium gedink die mure gaan uitmekaar uitbars. Maar in elk geval, so die atmosfeer was ongelooflik en daar was net hierdie ongelooflike aantrekkingskrag wat ek gevoel het onmiddellik om by Jesus se voete te gaan sit en net alles in te drink wat hy gesê het. Dit was regtig 'n ervaring. Ja, en as jy nie so lank by die Here se voete gesit het nie, kon hom meer gedoen gewees het en ek kon ook tyd saam met hom spandeer. Want ek moes nou weer vir almal sorg en aan almal bedien. Ek hoor wat jy sê, maar onthou jy wat Jesus gesê het en toe hy jou raak gesien het? Hoekom deel jy nie met hulle dit nie? Okay, so ek moet sê, die oomblik toe hy my raak sien, was dit 'n belewenis. Ek het net so warm gevoel in my ingehad dat die Here my regtig sien. En die feit dat ek bedien het, was nodig. Dis nie noodwendig dat ek iets verkeerd gedoen het nie, of nie wou luister wat hy vir my te sê het nie. Ek weet dat is my love language om te bedien en dit was nodig geweest in daai oomblik, maar ek voel ek het soveel meer wat die Here vir my wou sê. Soveel meer wat ek by hom kon leer en ek dink dit sou 'n ongelooflike ervaring gewees het net om ook by sy voete stil te kon word en net te luister. Dit was vir my 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe die gewig letterlik net afgeskit het van jou skouers af. Toe Jesus jou raak gesien het en wat jy sy liefde en sy omgee ervaar het. Hy het vir my gesê die oomblik toe hy met my praat is, Martha, jy is angstig. Jy bekommer jouself oor goed wat nie nodig is om oor te worry nie. Jy stres en dis nie nodig nie. Wees net stil en kom sit net by my en kom luister net. So volgende keer wanneer ons weer saam kuier en saam Jesus se teenwoordigheid kan ervaar, beloof ek sal 'n bietjie meer my gewig dra. Maar ons gaan verseker volgende keer by sy voete saam gaan sit. Dis 'n goeie idee, want dan kan ons saam luister wat hy te sê het en net altyd teenwoordig wees. Ja. Love you. Love you. Kom ons lees die gedeelte en dan dink ons verder saam daaroor. Lukas 10 vers 38 tot 42. Natuurlik is Lukas 10 die gedeelte waar daar oor die barmhartige Samaritaan vertel word en die barmhartige Samaritaan moes gaan doen het. En nou kom hierdie gedeelte in vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het.
Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Tot sover die gedeelte wat ons lees. En ek dink die tema wat baie sterk in hierdie gedeelte na vore kom is die tema van gasvryheid. Ons kan met reg vra, wie in hierdie gedeelte is die gasvrye vrou? Is dit Martha of is dit Maria? En ons lees baie oor gasvryheid in die Bybel. In ons gemeente is gasvryheid een van die waardes of beginsels wat ons het. 'n Waarde is iets wat 'n innerlike oortuiging is, wat my optrede dan ook rig. Ons kan baie keer sê 'n waarde ontwikkel in 'n gewoonte wat ek het en wat my houding teenoor dinge en teenoor mense beïnvloed en op die ou ende is dit wat ek uitleef. Dis die getuienis wat ek dan het. En dis hoe die Here baie keer met ons werk. Hy werk van binne af na buite toe. Hy laat iets binnekant gebeur en hy wil hê ek moet na buitekant toe uitleef, soos byvoorbeeld ons geloof. Dink aan die saligsprekinge waar Jesus vir die mense sê, julle kan gelukkig wees as daar iets binne in julle gebeur, want na buite toe gaan dit 'n verskil maak. Byvoorbeeld hy sê, geseënd is julle as julle weet hoe afhanklik julle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Of geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die sakramente wat die Here Jesus kom instel, die doop en die nagmaal, is dan presies ook dit iets wat binnekant gebeur en na buitekant toe uitgeleef word. En as die Here met my en jou op pad loop, dan gebeur daar iets binnekant ons, in jou siel. Dit is 'n gewaarwording wat jy kry, en dan kry jy die oortuiging om iets te gaan wees of iets te gaan leef, sodat jou geloof kan leef. Dis hoe geloof werk. Iets gebeur in jou binneste en dit loop uit op die ou ende oor iets wat geleef word. By Nicodemus was dit so, wedergeboorte, binnekant, en 'n skieligheid oor wie Jesus is en hoe hy werk, en dan begin hy op die ou ende so op te tree. By die Samaritaanse vrou is dit 'n seer wat sy saamdra binne in haar, sy het 'n dors na lewenswater, sy besef dit nie, en dan gee sy dit na buite toe deur te gaan getuig oor wie hierdie man is wat sy ontmoet het. Die seentjie met die broodjies en die vissies, hy kyk na wat hy het en hy dink daaroor en dan gee hy dit na buite toe. Hy gee dit aan en Jesus gebruik dit om op die ou ende baie mense te voorsien. By die proses van vrug dra in ons geloofslewe is dit wat gebeur. Ons is verbind aan die Here, soos wat die lood aan die wingerstok verbind is, en dan vloei sy lewens voeding deur ons, die voeding wat lewe gee deur ons, en op die ou ende gaan dit na buite toe deur dat ons vrug begin dra. So terug by gasvryheid. Wie was gasvry in ons verhaal gewees? As 'n mens gasvry is, dan verwelkom jy iemand om tuis te voel daar waar jy is. Martha en Maria was albei gasvry gewees. Gasvryheid is om te reageer op iemand se teenwoordigheid wat by jou is. So Martha se gasvryheid is om reg te staan en om die gaste te laat welkom voel. Dink aan wat sy waarskynlik gedoen het. Sy het waarskynlik buite die mense ontmoet en ingenooi in die huis in. Sy het die tafel gedek, sy het die kos voorberei, sy het kersse laat brand en dit mooi laat lyk. Sy het water gegee vir die mense en hulle hande laat was. Alles was mooi georganiseer. Sy het gesorg dat almal 'n plek het, want waarskynlik was saam met Jesus ook 'n klompie disippels gewees. Daar was genoeg van alles vir almal wat daar is. Sy was baie getrou aan 'n tradisie wat in daardie tyd baie sterk was, veral in die Midde-Ooste. Die gasvryheid. Ons het al in Genesis 18 in die begin van die Bybel gelees van Abraham wat gasvry was toe daar 3 gaste in sy tent aangekom het en waar hy vir Sara gevra het om met die voorbereidings te help. En Martha in hierdie verhaal het verwag dat haar suster Maria dieselfde moes doen, want dit was deel van die tradisie gewees. Dit was die gevestigde
en die Bybelse wysheid oor hoe om 'n boodskapper van God in jou huis te verwelkom. En dan reageer sy op Jesus se teenwoordigheid deur besig te wees met 'n klomp dinge. Vers 40 sê dit vir ons so mooi: Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Die ou vertaling sê dit so: Martha was baie besig. Sy probeer om getrou te wees aan die tradisie van gasvryheid om Jesus te eer, en Maria wil nie saamwerk nie. En wat nog erger is dat Jesus blykbaar glad nie daardeur gepla word nie en niks daaraan wil doen nie. Baie interessant, die Griekse woord wat gebruik word om te sê iemand is besig of bedrywig, is die woord perispao. Nou dit beteken letterlik om rond te trek, met ander woorde om iets in verskillende rigtings te trek, om iets uitmekaar te trek. En dit beteken dat ek so besig kan raak met iets, dat ek nie meer kan besig wees met dit wat regtig saak maak nie. My gedagtes is in 'n klomp rigtings getrek, ek kan nie fokus op dit waarop ek moet fokus nie. Of anders gesê, die ou sê ding, jy raak so besig met die dinge van die Here, dat jy nie meer die Here van die dinge kan raak sien nie. Ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Ons weet God verwag iets van ons is onseker wat, en hoe onsekerder ek is, hoe besiger raak ek om net te sorg dat ek daarom iets doen wat reg mag wees. Afleidings trek ons weg van dit wat regtig saak maak, van dit wat werklik belangrik is, en dit gebeur met almal van ons. En ons lees dat dit vir Martha bekommerd gemaak het, want Maria was nie ook so besig gewees nie. En sy noem het vir Jesus, en Jesus sê in vers 41 vir haar: Martha, Martha, jy is bekommerd en besorg en bekommerd oor baie dinge. En in die gedeelte lyk dit asof Jesus sy beplanning was om iets van homself vir hierdie huis te gee. En Maria het dit verstaan. Vers 39, sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Om uit mekaar getrek te word. Daar's 'n ander woord wat ons baie keer gebruik, wat amper die teenoorgestelde van dit beteken, en dit is die woord wat eintlik iets kom sê van om dinge saam te bind en by mekaar te voeg en in stand te hou. En dis die Latynse woord religare, wat letterlik beteken om weer vas te bind of verbind te word. Religare. Dink bietjie, dis die woord waarvan die woord religion kom. Die Engelse woord religion wat godsdiens of diens aan God beteken. Dink aan wat diens aan God kan beteken vir mense, om mense by mekaar te bring. Dis ook die woord waarvan die woord ligament vandaan kom. En 'n ligament is tog iets wat juis spiere en been aan mekaar wil verbind. En dis wat godsdiens op sy beste is. Ons diens aan God. Dit verbind ons weer aan dit wat werklik saak maak. So terwyl afleidings by Martha ons wegtrek van dinge wat saak maak, verbind ons diens aan God, ons onderdanigheid aan God, waar ons God wil dien met alles wat ons het, ons weer aan dit wat regtig belangrik is. Dit verbind ons weer aan Jesus. Paulus praat op 'n stadium in Kolossense 1 vers 17 van dit. Hy sê, voor alles was Jesus daar. Deur hom bly alles in stand. Letterlik beteken dit, deur hom, deur Jesus word alles by mekaar gehou. Dit is 'n baie mooi metafoor uit die wetenskap self, wat ons kan gebruik as ons hieroor praat. Daar is 'n proteïenmolekuule, dis 'n stof wat soos gom in jou liggaam is, tussen verskillende selle, en dan die selle aan mekaar vasbind. En dit is die proteïenmolekuule se naam is laminin. En dit hou alles by mekaar. As mens na prentjies van laminin kyk, het dit 'n baie interessante vorm. Gaan Google dit gerus en kyk jy hoe dit lyk. Dis die vorm van 'n kruis. En dit wil eintlik vir ons kom sê, en vir ons herinner daaraan, dat Jesus bring alles by mekaar, want die kruis is die simbool van dit wat Jesus vir ons gedoen het.
En dis dalk die groot boodskap van Jesus se besoek aan Martha en Maria. Dit gaan oor gasvryheid, maar oor Jesus wat ons nooi om by hom aan sy voete te kom sit, sodat hy ons lewe by mekaar kan hou. Wat is jou behoefte vir oggend? Dalk het jy behoefte om Jesus weer te ontmoet, om hom te hoor, om hom te ontvang daar waar jy elke dag leef, op watter manier ook al, en waarvoor jy hom ook al nodig het. En dan kom maak Jesus dit duidelik, dat die gasvryheid waarin hy belangstel, nie 'n skoon huis is, of 'n goeie maaltyd wat lekker is nie. Dit is 'n oop en ontvanklikheid vir die vars woord, wat hy self van God vir ons wil bring, elke keer as ons met hom gemeenskap het. 'n Woord wat die wêreld kom herskep, en alles wat waarin ons gewoond geraak het, wil kom ontwrig, en vir ons iets anders wil kom vertel. Die goeie nuus is dat Jesus altyd iets vars vir my en jou wil kom gee en wil kom vertel. Sy woord is altyd vars. As hy hier met twee vroue praat, is dit wat hy wil hê, ek en jy moet ook hoor. Hy wil iets vars, as hy in jou teenwoordigheid is, wil hy iets vars met my en jou kom deel. Amper soos Jesus wat sê, ek is die brood wat lewe gee. Ek is die brood van die lewe. En dis vars brood. Elke ontmoeting met Jesus is 'n openbaring van hom, iets nuuts wat hy van homself vir my en jou wil kom wys en laat beleef. En dit ontwrig ons soms, en keer ons begeerte na gemak en na beheer eintlik op sy kop. Ons wil Jesus hier in ons gemeente en ook in ons elkeen se lewe beleef. En dit laat sommer vir my dink aan die manier hoe ons gasvryheid uitleef, om dan vir Jesus welkom te laat voel in ons midde. Ons wil by die kerk het vir mense lekker maak, gemaklik maak, lekker koffie gee, dat mense welkom voel. En dit is belangrik. Maar dalk wil Jesus iets anders oor gasvryheid vir ons kom leer, as ons hier by mekaar is. Dalk wil hy vir ons kom sê, gasvryheid beteken, dat ons regtig vir hom 'n plek moet gee in ons midde, en dat dit die gasvryheid is wat mense wat ons besoek of by ons aansluit, moet kan ervaar. En die manier om hom te verwelkom, die manier om gasvryheid uit te leef, is om aan Jesus se voete te sit, en na hom te luister soos Maria. En dan ontdek ons, dat Jesus eintlik die gasheer is, en eintlik teenoor ons gasvry is. En ons moet dit kan ontvang. Ons leer en praat baie oor vrygewigheid. En dat het beter is om te gee as om te ontvang. Die Bybel sê dit vir ons. En ons sien dit hier by Martha. Maar Lukas 10 kom keer ook daardie orde om. Jy moet eers kan ontvang, voordat jy kan gee. Stephen Joubert sê op 'n stadium, hy sê die Bybel leer ons baie oor gee. Daar's die hele teologie van gee. Die Bybel sê byvoorbeeld, 'n riglyn is 'n 10de wat ons kan gee. Of ons moet met dankbare harte gee, of dit wat die Here op jou hart is, moet jy gee. Maar ons sukkel om te ontvang. En Jesus leer ons, jy moet eers ontvang, Maria, soos wat jy, soos Martha, kan gee. Dit is genade. Dalk het Martha gesukkel om hierdie genade te ontvang, en sy wil net gee en gee. En dalk moet ons toelaat dat God ons perspektief en ons planne oor hoe ons saam met hom 'n pad stap en watter plek ons vir hom gee, wat ons vir hom doen, wat ons vir hom is, waar hy dit so bietjie wil kom ontwrig. Maar hier is 'n onvoltooide verhaal. En ons weet nie wat daarna gebeur het en of Maria en Martha regtig met mekaar versoen is na hierdie geskil wat hulle gehad het nie. En of hulle saam die maaltyd geniet het nie. En of Martha op die ouene ook kon gaan sit en haar volle aandag aan Jesus kon gee nie. Maar ons weet wel dat Jesus almal
van ons wat bekommerd is en wat afgelei word deur so baie dinge, uitnooi om te kom sit en te kom rus in sy teenwoordigheid. Ag, sommer 'n gedagte, ons is in vroue maand. En daar's 'n paar voorbeelde in die Bybel waar vroue toegelaat het dat Jesus vir hulle lewe, hulle manier van dink kom ontwrig en wat op die ouene getrou was aan wat hy van hulle gevra het. Byvoorbeeld Maria, Jesus se ma, wat op die ouende sê as 'n jong tienerdogter wat sê, laat met my gebeur volgens u woord. Ek is bereid om ontwrig te word vir u saak, vir wat u wil hê moet gebeur. Verlede week die Samaritaanse vrou wat eers 'n glad nie idee gehad het wat lewende water is wat Jesus kom aanbied nie. En dan gevertel, kom kyk na hierdie man, ek dink dit is dalk die Messias. Bereid om anders te dink, om ontwrig te word in die manier hoe sy as 'n Samaritaan groot geword het. Dink aan Maria Magdalena, wat eers vir Jesus nie erken na die opstanding nie. En dan gebeur daar iets aan haar en sy sê vir mense, kom kyk, ek het die Here gesien. Ester, die Joodse koningin, Ou Testament, vir wie haar oom Mordegai daai ontwrigtende vraag vra. Ester, wie weet of jy nie juis met die oog op 'n tyd soos hierdie koningin geword het nie. En dalk is dit die vraag wat die Here vir jou vra, is jy bereid om ontwrig te word, dat jy dalk die een kan wees wat op hierdie oomblik gebruik moet word in iemand se lewe. Rut, die Moabitiese vrou, wat op 'n stadium vir haar skoonma Naomi sê, u volk is my volk, u God is my God. En natuurlik dan Hanna, wat haar diepste begeerte bring na die Here toe, en wanneer die Here vir haar 'n kindjie Samuel gee, dan hou sy hom nie vas nie, maar sy gee hom terug vir die Here. Sy was bereid om as 'n ma ontwrig te word, ter wille van dit wat die Here wil hê moet gebeur. Hulle was beskikbaar vir God, om hulle wêreld te verander. Kom ons wees vanoggend beskikbaar, dat die Here vir ons uit hierdie verhaal uit ons eie storie wat die Here met ons loop, ook bereid sal wees, om te verander, anders te dink, anders te wees, anders te getuig, ons geloof anders uit te leef, as wat ons gedink het dit gaan wees. Kom ons bid en vra dit vir die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre deel kan wees van hierdie verhaal, dat ons name ook daar kan inskryf waar Martha en Maria se naam staan. En dat ons kan weet, Here, ons wil so graag gasvry wees teenoor U en teenoor ander mense. Maar ons ontvang vanmôre ook die gasvryheid wat U vir ons kom bewys, deurdat U vir ons kom brood van die lewe kom aanbied, vars gebak, vandag se brood. En ons kom ontvang dit, Here, en vra dat U vir ons bereid sal wees om dit te eet en dit te verteer, en dat daaruit ander dinge gebeur, wat ons dan ook kan uitleef op 'n ander manier, sodat ons geloof kan lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader, en mag die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.